Jesus het weer met hulle deur gelykenisse gepraat en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilofsfees vir sy seun voorberei het. Hy het toe sy slawe gestuur om die wat na die bruilofsfees genooi is te roep, maar hulle wou nie kom nie. Nog 'n keer het hy ander slawe gestuur met die opdrag, sê vir die genooides, kyk, ek het my feesmaal gereed gemaak, my beeste en my vetgemaakte vlees geslag, en alles is gereed. Kom na die bruilofsfees. Maar hulle het hulle nie daaraan gesteer nie en weggegaan. Die een na sy stuk grond, die ander na sy besigheid. Die res van hulle het sy slawe gegryp, hulle sleg behandel en doodgemaak. Die koning het kwaad geword. Hy het sy soldate gestuur, daardie moordenaars om die lewe gebring en hulle stad afgebrand. Toe sê hy vir sy slawe, die bruilofsfees is gereed, maar die genooides was nie waardig nie. Gaan dan uit na die kruispaaie en nooi soveel mense na die bruilofsfees as wat jy kan vind. Toe het daardie slawe uitgegaan na die paaie en almal bymekaar gemaak wat hulle teëgekom het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsmaal het vol gaste geword. Toe die koning ingaan om die gaste te sien, sien hy daar 'n man sonder 'n bruilofskleed aan. En hy vra hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed? Maar die man het geswyg. Toe sê die koning vir die dienaars, bind sy voete en sy hande vas en gooi hom uit in die duisternis daar buite. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Baie is immers geroep, maar min is uitgekies. Ons is in 'n reeks wat ek getitel het Jesus stories en ons is amper by 50, nommer 49 en ons praat oor Jesus, want sy wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken. En hoe leer jy iemand ken? Deur te kyk wat hy gesê het en te kyk wat hy gedoen het. Matteus 5 het hy net gedoen wat sy Vader gedoen het. Matteus 12, hy het net gesê, hoor my Matteus, Johannes 5, Johannes 12, hy het net gesê wat sy Vader gesê het. Nou vanoggend gaan een van daai oggende wees waar die Bybel soos 'n spieël voor jou gehou word. Ek glo dis eintlik elke week so, maar ek dink vanoggend mag dalk spesiaal wees. En waar jy jou lewe vergelyk met wie God sê hoe dit werk, hoe God sê dit werk. Hoe jy dink dit werk vergelyk met hoe God dink dit werk. En dit mag dalk baie konfronterend wees vanoggend. Maar dis wat dit veronderstel is om te doen. Ek bedoel, vir die wat my persoonlik ken, sal weet, ek is nie perfek nie. Nie een van ons vanoggend is perfek nie, maar daar's tye om ernstig te raak. En daar's tye om die waarheid te praat. En Jesus het juis aarde toe gekom om vir ons die waarheid te kom leer, sodat ons vrygemaak kan wees, sodat ons volgens God se wil kan leef. So as vanoggend so 'n bietjie konfronterend is, dis veronderstel om so te wees. En moet asseblief vanoggend vir my kwaad wees, as ek vir jou die Bybel leer nie. Wees vir Jesus kwaad, hy wat praat. Okay, ek sê net vir jou wat daar staan. So onthou dit. En volgens se boodskap is daar een ding, daar's baie goed wat ons vanoggend gaan leer, maar hier's hierdie enetjie wat vir my uitgestaan het, wat ek gedink het, ek gaan net sommer vinnig met julle deel. Ons verskonings dra nie gewig by God nie. Dit doen net nie. Dit sal nooit nie. 'n Verskoning is om jouself te verdaag uit een of ander verpligting, verwagting, verantwoordelikheid, ongemaklikheid uit en te sê, nee. En ons doen dit vir verskillende redes. Dit kan goed en sleg wees. Maar in my ervaring is dit meer sleg as wat dit goed is. Verskonings. Ons gebruik verskonings om sekere gedeeltes van ons of ons hele lewe te beskerm, soos ons dit het. So van die redes hoekom ons verskonings gebruik is omdat ek sal dit nie hardop sê nie. Maar ek's eintlik beter as hulle. Dis die hoofrede hoekom baie mense in die kerk toe kom, want die kerk sit vol skynheiliges. Die mense daar buite is almal beter as julle wat sê die kerk sit vol skynheiliges. Dis die verskoning wat hulle het, dis hoekom hulle nie kom nie. Dis omdat hy beter is as jy. Daar's geen ander rede om te sê die kerk sit vol skynheiliges tensy jy dink jy's beter as die mense wat hier binne sit nie. Dis een rede hoekom mense verskonings het. Dis ek's beter. Die ander rede hoekom mense verskonings het is ek's nie goed genoeg nie. Ek's nie mooi genoeg nie. Ek het nie die posisie nie. Ek's nie slim genoeg nie. Ek gaan nie kan deelneem aan die gesprek nie. Ek voel onseker en ook omdat ek 'n klomp goed droog maak in my lewe. Ek kan nie myself assosieer nie, ek voel onseker. En nog 'n rede hoekom mense verskonings aanbied is want ons leer om van ons gemak te hou. En ons wil ons gemak beskerm. Ons wil nie ongemaklik wees nie. Ons wil nie in situasies wees wat buite ons gemaksone is nie. So dis verskriklik maklik om verskonings uit te dink. Nee, jy kan jouself partykeer oortuig dat my verskoning is geldig.
Weet jy dat jy gaan nooit God kan oortuig nie? Dis onmoontlik, hy weet alles. Hy ken jou beter as jy jouself ken. Ons kan nie verskoning gebruik. Ek kan nie na hierdie losbandige situasie toe gaan nie, want ek dien die Here. So, ek kan nie gaan nie, want wat gaan hulle doen? Hulle gaan my op groepsdruk op my sit en dan gaan ek nie meer die Here dien nie. Jou verhouding met die Here is duidelik nie baie sterk nie. So dis nie regtig 'n verskoning nie. Het Jesus nie saam met die dronk mense en die tollenaars en die sondaars uitgehang nie? Ons dink baie keer verskonings uit wat ons dink is geldig. Maar die Here sien reg deur dit. Hy sien reg deur ons verskonings. Volgens 'n storie is die gelykenis van die bruilofsfees, en net om julle vinnig op die bladsy te bring, julle sal nou dit wat ek sopas gesê het in hierdie storie sien, is Maandag het Jesus, ons is in die laaste week van Jesus se lewe voor hy Vrydag gekruisig word. Maandag het hy op 'n donkie ingery, die hele Jerusalem het notisie geneem, hulle het hom aanbid, seun van Dawid is hierso. Hosanna, red ons Here. Almal het notisie geneem, hy het in die tempelterrein ingery, so draai gemaak, gekyk waar aan gaan terug Betanië toe Martha, Maria en Lazarus by sy vriende gaan bly. Lazarus wat uit die dood het opgewek is, almal was ook kennis geneem dat Jesus is daar, want hy het vir Lazarus uit die dood het opgewek. Die Jode het niks daarvan gehou nie, want Jesus kry al die aandag. Jesus is besig om hulle hele Joodse stelsel te bedreig. Volgende dag het hy teruggegaan na die tempelterrein toe, hy het 'n sweep gevleg, hy het al die diere uitgejaag, hy het die geldwisselaars se tafels omgegooi, gesê hierdie is 'n huis van gebed, hierdie is waar ons die Here aanbid, sit jou goed neer, jy mag nie oor die tempelterrein loop nie, stop hierdie nonsens, hy het mense gesond gemaak en hy het mense geleer. Woensdag is hy terug, en hierdie klomp Jode, die Sanhedrin, die Joodse leierskap, is nou keelvol vir Jesus. Hulle gaan hom nou direk konfronteer voor al die mense, en hulle vra vir hom met wat se gesag dink hy kan hy hierdie doen? En hy vertel vir hulle 3 stories, 3 gelykenisse, waarvan ons nou al 2 behandel het oor die laaste 2 weke, en in elke gelykenis leer ons iets anders. Soos in die eerste gelykenis het hy vir ons gewys dat wat ons doen is baie belangriker as wat ons sê. Laasweek het ons gesien dat as jy dink jy verdien iets, dan lei dit na verwerping toe. Soos wat in die tweede gelykenis, en vandag gaan ons sien dat ons verskoning stel nie gewig by die Here nie. Maar al 3 hierdie gelykenisse wat hy vertel, sit die Joodse leierskap in 'n slegte lig. Nou volgens Markus is die Jode nou nie meer by Jesus nie. Hulle het gegaan na die tweede gelykenis. Maar volgens Matteus en Lukas het hierdie nog gebeur en die Jode was nog daar. So hy het hulle hierdie geantwoord. En daar's baie versteekte storie goed hierin wat Jesus nie regtig belangstel dat die Jode dit moet verstaan nie, want hulle is klaar bestem vir ewige dood waar God se wraak oor hulle uitgegiet word. Hy vertel hierdie storie vir elke wat tot vertroue en geloof in hom gekom het, vir my en vir jou, om te verstaan hoe dit werk in God se koninkryk. So ek sal so noem, en dan sal jy agterkom, as jy nou die voriges bygewoon, en dan sal jy agterkom waar op Jesus sin speel en wat hy sê, maar ek sal dit so tussenin gooi. Maar kom ons spring weg, daar's spanning in die lug, hulle is kwaad vir Jesus, hulle wil hom aan 'n kruis vasslaan, hulle wil van hom ontslaa raak. En hy vertel hierdie gelykenis, dis nog steeds Woensdag, dit is al ons 4de Sondag by Woensdag. Lyk my dit gaan ons 'n paar Sondae vat net om deur Woensdag te kom. Jesus het weer met hulle deur gelykenisse gepraat en gesê, nou ek het laasweek gesê, Matteus 10:13, Jesus het gelykenisse gebruik, nie om 'n ding mooi te verduidelik nie. Hy het gelykenisse gebruik, sodat die boodskap versteek is vir die mense wat hom nie vertrou nie. En sodat die mense wat hulle vertrou in hom gesit het, by hom kan leer. Hy vertel 'n gelykenis, die koninkryk van die hemele is soos. Nou, die koninkryk van die hemele is waarvoor Jesus op die aarde was. Hy het by Johannes die Doper oorgevat. Johannes die Doper het aarde toe gekom en die evangelie begin verkondig en gesê, die koninkryk van God het gekom. Kom bekeer julle, bely julle sondes en laat julle self doop. Draai na God toe. Die koninkryk van God het gekom en Jesus het by hom oorgevat. En nou verduidelik Jesus vir hierdie mense, hoe lyk hierdie koninkryk van God? So, hy sê die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilofsfees vir sy seun voorberei het. En ons moet vanoggend onsself emosioneel beskikbaar stel om onsself in te leef in hierdie storie in. Want die koning van alle konings is besig om 'n troue te reël. En almal wat in sy koninkryk bly, gaan genooi word. Waarvan ek mag deel wees. Dis 'n koninklike troue. Ja, ons bly in Suid-Afrika. En ons volg soms die koninklike troue daar in die UK.
Net om te weet wat daar aangaan, vir interessantheid. Hierdie is nie dieselfde nie, hierdie is groter. Hiervan is jy deel, hierdie is werklik, hierdie bestaan. Hierdie is die koning van alle konings, wat 'n troue reël vir sy, tot eer van sy seun. En ek mag deel daarvan wees. Ek mag deel daarvan wees. Nou, hy het toe sy slawe gestuur, om die wat na die bruilofsfees genooi is te roep, maar hulle wou nie kom nie. Nou, vir ons om hierdie reg te verstaan, moet ons verstaan hoe 'n Joodse troue gewerk het. Die Joodse troue was 7 dae lank, en die ou het gegaan, en dan het hy verloof geraak in die meisie, die Joodse ouetjie, en hy het verloof geraak in die meisie, hy het na haar toe gaan gesê, sal jy met my trou? Nou, dit het nou nie die tipies dieselfde gewerk, soos vandag, se Netflix-series en movies nie. Ons het nie gaan movie en gaan koffie drink, en al die ander goeders wat ons mee saamgepaard gaan gedoen nie. Ons het mekaar gesien, iewers in die straat, ons het skaam gekry, en toe het ek na haar toe gegaan en vir haar gesê, sal jy met my trou? Daar was nie vreeslike enige fisiese kontak, of daai tipe van ding nie, sy het nog by haar ma in die huis gebly. En dan sou hy terugkeer, dan sou hy nou gaan, nadat hy verloof raak, dan sou hy nou gaan, en hy spandeer al sy tyd, om voor te berei vir die bruilofsdag. Maar daar was nie 'n vaste datum vasgemaak nie. Weet, dit is nie soos vandag waar ons kalenders het, en ons het tyd, en ons het geleer om dit alles te bestuur, en ek is 5 jaar vooruit beplan, my jaarkalender. Daar's regtig mense wat so leef, ek weet nie hoe kry mense dit reg nie. Ons is 5 jaar vooruit, dit het nie gewerk soos ons vandag het, met save the date, en ons sal definitief daai dag trou nie. Jy kon enige dag getrou het, as jy reg was om te trou. So as jy alles bymekaar kon maak, om die hele bruiloft te gooi, dan het jy al die mense, jou familie en jou vriende laat weet, luister, ons trou, en hulle het almal gesê, yes, ons is in, ons kom. Wanneer gebeur het, het niemand eers gevra nie. Want almal het geweet, as hy opdaag, en hy sê nou, dan is ons daar. En dit klink verregaande, as jy dink aan vandag se tyd. Jy sal vir my voor die tyd waarsku. My tyd is my tyd, en dis belangrik. God se koninkryk wag nie vir jou tyd nie. Sal ook nooit nie. Dis die belangrikste ding in jou lewe waarvan jy die voorreg het om deel te wees. En as dit opdaag en sê, hier's dit nou. My tyd is my tyd. O, krisis. Ek dink jy's in die moeilikheid. Hierdie mense het klaar gesê, ja, ons is daar. En hy stuur sy diensknegte uit, hy sê, gaan roep hulle. Sê vir ons is klaar, hulle kan kom. Hulle het gesê ons kom, maar hulle wou nie kom nie. Want hulle het nie 'n saak gehad met die koning nie. Hulle het nie 'n saak gehad dat hulle uitgenooi word na die belangrikste gebeurtenis in die heelal van die mens en van God nie. Hy nooi jou uit om deel te wees van sy koninkryk, van sy seun se bruilofsfees, waarvan ons die bruid is, sy kerk. Hulle het nie gegaan nie. Met sy terugkeer het die slaaf hierdie dinge aan sy eienaar gerapporteer. Dit lees ons in Lukas. Hy het gegaan en gesê, ja, hulle sê hulle kom nie. Dan lees ons, nog 'n keer het hy ander slawe gestuur. Nog 'n keer. Nou hierdie is nie besig om intensiteit op te tel nie, maar dit lyk nou asof hy hulle nou moet lok, want hy vertel net vir hulle wat hy alles vir hulle gemaak het. Dit lyk, dis nie wat hier aangaan nie. Maar dis baie keer hoe mense hou daarvan om dit te interpreteer. Hy gee nou trek met al die grand goed en al die mooi goed wat hy vir jou gaan gee. Hy is die God van die heelal. Hy het my en jou nie nodig nie. Hierdie is 'n bewys van sy genade. Hierdie is 'n bewys van sy lankmoedigheid en sy geduld met die mens. Dit sê meer van hom as wat dit van my en jou sê. Nog 'n keer het hy ander slawe gestuur met die opdrag, sê vir die genooides, kyk, ek het my feesmaal gereed gemaak, my beeste en die vetgemaakte vlees geslag en alles is gereed. Kom na die bruilofsfees toe. Weet, ek weet die mens is selfsugtig en hardkoppig en kom ons gee hom nog 'n kans. Ons nooi hom weer. Jou verhouding met die Here is die heel belangrikste verhouding in jou lewe. Daar is niets anders belangriker in jou lewe nie. Nie jou vrou nie, nie jou man nie, nie jou kinders nie, nie jou werk nie. Om deel te wees van wie God is die heel belangrikste ding in jou lewe.
Kom ek stuur hulle weer, kom ek nooi hulle weer, kom ek druk weer op hulle harte. Kom ek nooi hulle. Ek het alles gedoen, hierdie fees is voorberei. En ek stuur 'n ander ou, dalk het die eerste ou nie dit gesê nie. Sê dit ook. Gee net vir hulle die sekuriteit, dat ek gaan nie hulle tyd mors nie. Maar hulle het hulle nie daarin gesteer nie, en weggegaan. Die een na sy stuk grond, en die ander een na sy besigheid, en in Lukas lees ons nog 'n ander een het gesê, ek's pas getroud, en daarom kan ek nie kom nie, en as jy ek is, wat in checkers rondloop, en in mense vasloop, het jy nie eers nodig om te sê, waar was jy Sondag nie. Mense begin net verskonings uitdink. Dan denk ek, luister, ek gaan nie eens vir jou sê, jou verskonings is geldig nie, want ek kan nie in jou hart insien nie. Maar daar moet 'n rede wees, hoekom jy dadelik dink jy moet verskonings begin maak, né? Dit is op jou, nie op my nie. Ons het skole sport. Ja, skole sport is vandag bo in die lys in gemeenskap. Krisis, my maat. Werk, skoolsport en dan die res. Nee, ek het 'n pasgebore kind in die huis. Nee, ek's pas getroud. Maak nie saak waarmee die Here besig is nie. Ek's besig met my skedule. Ek's besig waarmee ek besig is. Maak nie saak of dit God is en of dit sy koninkryk is nie. Ek leef waar ek wil leef. Soos ek wil daar leef. Nou weet ons, om net vinnig te recap, hoekom vertel Jesus hierdie gelykenis, want hy verwys nou na die fariseërs, die skrifgeleerders, die stamhoofde, die hoëpriesters, die Sanhedrin. Hy praat ook met hulle, wat nie Jesus wil erken in wie hy is nie. Hulle stel nie belang in waarmee God besig is om op die aardbol te werk nie. Hulle is gepla met Jesus wat hulle geldtafels omgegooi het, wat hulle besighede was. Hulle is gepla met Jesus wat al die vee uitgejaag het wat hulle kon verkoop het. Ek's nou besig. Ek doen nou my ding. Die res van hulle het sy slawe gegryp, hulle sleg behandel en doodgemaak. Nou hierdie is nie net om die Ou Testament vir ons te verduidelik nie, want laasweek het ek gesê, dis wat hulle gedoen het met Jesus se boodskappers, met God se boodskappers in die Ou Testament. Elia, Maleagi, Elisa, Hosea, almal gaan lees na die profete hoe hulle om die lewe gebring. Hulle was God se boodskap, die volk van Israel het afvallig geraak. Dan kom hulle en dan sê hulle, die Here sê julle moet terugkom. Julle behoort aan hom. Julle moet kom by dit wie hy is, dat julle afhanklik is van hom, dat hy vir julle voorsien. En dan het hulle nie gehou van hierdie waarheid nie, dit was te konfronterend. So hulle het hulle net uitgewis. Maar Jesus is ook besig om hier te profeteer wat met sy disippels gaan gebeur, wanneer hulle die goeie nuus gaan oordra aan die wêreld. Een maand terug is Charlie Kirk doodgeskiet, omdat hy presies dit gedoen het. Het gebeur vandag nog. As iemand jou heeltyd konfronteer met God se koninkryk en dit pas nie by jou lewe in nie, maak dit jou ongemaklik. Soveel so, dat mense sommer reg in eie hande sal neem. En die gevolg daarvan is die koning het kwaad geword. Nou ek weet nou nie van jou nie, maar ek wil nie aan God se kwaad kant kom nie. Hy het sy soldate gestuur, daardie moordenaars om die lewe gebring en hulle stad afgebrand. Presies 37 jaar nadat Jesus hierdie gesê het, toe val Titus Rome in, Jerusalem in en hy vernietig die hele stad en die hele Joodse sisteem, dat hy tot vandag toe nog nooit weer bestaan het nie. Hy het alles uitgewis. Maar dis wat God doen. Sy wraak uitgegiet. Toe sê hy vir sy slawe, hier kom God weer uit sy groot genade uit. Die bruilofsfees is gereed, maar die genooides was nie waardig nie. En moenie hierdie mis nie. Daar is nie so iets soos 'n waardige mens nie. Ek sien op Facebook adverteer hulle, laat ek liewer dit nie sê nie, nou weet almal van dit. Daar bestaan nie so iets soos 'n waardige mens nie. Elke mens het waarde. Net God is waardig. Dis omdat jy waarde het, dat hy sy seun gestuur het om vir jou te sterf. Maar net God is waardig. As ek en jy waardig was, het ons nie God nodig gehad om in die hemel te kom nie. Hierso sê hy nie, een van hulle was waardig nie. Wat sou hulle waardig gemaak het? Hulle posisie, hulle geld, hulle sukses? Nee, niks van daai goed nie. Net om te sê, ja, let's go. Net om op te daag.
Dis wat hulle sou waardig gemaak het. En julle gaan nou sê, hoekom sê ek so? Want ons gaan nou sien wat gaan gebeur. Want ek verseker julle, nie een van daardie mense wat aanvanklik genooi is, sal hulle mond aan my feesmaal sit nie. Ek hoop nie die Here sê dit ooit oor een van ons nie. Want dit beteken jy is in ewige hel, waar God se wraak tot in ewigheid oor jou uitgegiet sal word. Gaan dan uit na die kruispaaie. Hoekom dink julle noem ons hierdie plek kruispad? Want die Here is hopelik hier en hy nooi ons na die bruilofsfees toe. Gaan dan uit na die kruispaaie en nooi soveel mense na die bruilofsfees as wat jy kan vind. Nou kom ons wees eerlik met mekaar. Wie's op die kruispaaie? Wat is hierdie kruispaaie waarvan hy hierso praat? Die kruispaaie is die kruisings, is die plek waar al die mense saamdrom, is die plek waar altyd mense is. En wie staan gewoonlik daar? Die bedelaar. Die gebreklike ou. Die blinde ou. Die mense wat stikkend is, wat nie hulle self kan help nie. Gaan uit, nooi hulle. Lukas lees ons dit net so. Gaan dadelik uit in die strate en steegies van die stad en bring die armes en die krepeles en die blindes en die verlamdes hierheen. Hierdie is 'n gelykenis. Hierdie het nie regtig gebeur nie. En Jesus is besig om te praat van 'n geestelike konsep wat ons moet verstaan. Kan jy jouself identifiseer met een van daai? Want as jy nie kan nie, het jy moeilikheid. Want dis al wie genooi is nou. Of maak jy staat op wat jy dink jy verdien? Of wat jy dink jy al bereik het in hierdie lewe? Maak jy staat op die feit dat jy goeie maniere het? Of saam sing, of geld gee? Of beskikbaar is soms? Want dis al wie nou genooi is. Toe het daardie slawe uitgegaan na die paaie en almal bymekaar gemaak wat hulle teëgekom het. Slegtes sowel as goeies. En hierdie mag dalk vir die idee gee dat daar so iets soos 'n slegte en 'n goeie mens is. Net volgens die mens is daar iets so slegtes en goeies. Hoekom het God gesê bring die slegtes en die goeies? Want by hom is daar nie onderskeid nie. By ons is daar. Slegte ou is die ou wat in die tronk sit, of is 'n ou wat net lyk asof hy onheilig is, of 'n tollenaar, of 'n prostituut is. Die goeies is die ouens wat daarom die Joodse tradisies volg. Gaan haal almal, slegtes en goeies. En die bruilofsfees, die bruilofsaal het vol gaste geword. En wat 'n oomblik is nie op hande nie. Hoe amazing is hierdie nie? En ek is genooi en ek kan deel wees hiervan. Die belangrikste gebeurtenis in ewigheid in die heelal. Toe die koning ingaan om die gaste te sien. Kan jy jouself imagine? Ons almal sit, ons is excited. Die deure, ons sien dit altyd in die movies, die deure gaan oop en hier kom hy in. Staan op en ons juig, ons klap hande, daar's 10 Chariots of Fire in die agtergrond, wie weet. Sien hy daar 'n man sonder 'n bruilofskleed aan? Dit maak sin dat hy nie 'n bruilofskleed aan het nie. Ek bedoel, hy's van die kruispaaie afgehaal. Hy het 10 net die stel klere aan wat hy aan het. Hy kon nie huis toe gaan en iets anders aantrek nie. Dit maak half sin. Maar dis nie wat besig is om hier te gebeur nie. Die gebruik was 'n koning in daai tyd, juis omdat hy kon versorg, voorsien en lei en beskerm. Jesus het 5000 mense voor hom op 'n grasperk gehad en dit was later die aand dat hy het hulle geleer en hulle het honger geword. Sy disippels sê vir hom stuur hulle huis toe. Hy sê gee julle vir hulle iets om te eet. Sê maar moet ons iets kry. Bring die vis, bring die bietjie broodjie wat julle het gebreek en hy het dit uitgedeel. Toe almal geëet het, het Jesus nou vir hulle leiding gegee. Hy het hulle beskerm want hy het hulle kos gegee, dat hulle immuunstelsel sterk is, hy het hulle gevoer. Toe wil hulle hom kroon as hulle koning. Want dis wat 'n koning gedoen het. Hy kon voorsien en beskerm en versorg. En ons weet, dit het Jesus baie geïrriteer dat hulle net in hom belang gestel het as gevolg van alles wat hy kon doen. So hy toe ontsnap. Julle stel nie in my belang nie, julle stel net in belang in wat ek vir julle kan gee. So, die koning sou tipies, as die mense by die deur ingekom het, vir elke ou
'n bruilofskleed gegee het. Hy sou vir elke oue ding gegee het om aan te trek. En hierdie bruilofskleed wat jy sou aangetrek het by die deur, sou die koning verheerlik het as die een wat versorg en voorsien en beskerm en lei. Want hierdie bruilofsfees is tot eer van sy seun in sy koninkryk. So as jy by die deur ingekom het, sou jy 'n bruilofskleed gekry het. Almal wat daar is. En hierdie ou het net besluit, jy vat my soos ek is. Hy het die bruilofskleed geweier. Nee, ek is wie ek is. Jy sal vir my hou soos ek is. Ek het eintlik net hier vir die kos. Ek het eintlik nie 'n saak met die koning nie. Ek wil die voordele hê van die koning. Maar ek het nie respek nie. Ek het nie agting nie. Ek eer hom nie. My skedule is eintlik nog steeds belangrik. So kan hierdie partytjie asseblief klaar kry een of ander tyd ook. As my maag vol is. En hy vra hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed? Want dis 'n vereiste, 'n bruilofskleed. Jy kan nie in God se koninkryk ingaan sonder 'n bruilofskleed nie. Nou wat is hierdie bruilofskleed wat ek en jy nodig het om in te gaan? Wat is dit fisies vandag? En ek gaan vinnig vir julle deur 'n paar skrifte hier so hardloop om dit vir julle te wys. Laat ek dit sien. Nee, ek gaan nie hier sien nie. Laat ek net my bril opsit. Ek gaan dit so vinnig vir julle sê. Jesus het vir ons klaar gesê in die stories wat hy nou al vertel het, wat is hierdie bruilofskleed? Matteus 5 vers 20 het hy gesê, want ek sê vir julle, as julle geregtigheid nie aansienlik meer is as die van die skrifkenners en die fariseërs nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemele binne gaan nie. So Jesus sê vir hulle in soveel woorde, geregtigheid. 'n kleed, 'n boekleed van geregtigheid. Met ander woorde, ek moet perfek wees om by God te wees. Ek moet reg praat, ek moet sê wat hy sê en ek moet doen wat hy wil doen. Geregtigheid is 'n vereiste om in sy teenwoordigheid te wees. Niemand kan daar ingaan sonder dit nie. Dan lees ons in Hebreërs 12 vers 14, verwys dit na dieselfde. Streef na vrede met almal en na heiligmaking. Heiligmaking is die proses wat met jou gebeur nadat jy 'n begeerte vir God in jouself ontdek het, dat ek begeer God, ek wil naby God wees, ek wil God ken. Dan begin ek met die proses om my denke te vernuwe en te leer wat God sê en te begin doen wat God sê. En so verander my denke, soos Romeine 12:1 sê. Ek word nie deur hierdie wêreld beïnvloed nie, maar my denke word vernuwe. Dis die proses van heiligmaking. So Hebreërs sê, streef na vrede met almal en na heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Job het dit so gesê, die skrifte is nie op die bord nie, 29:14. Ek het my met wat reg is beklee. Dit het my klere geword. En aan Jesaja, nou, dis vir ons moeilik om hierdie te verstaan, maar die Jode wat daar voor Jesus gestaan het presies geweet wat hy bedoel, as gevolg van Jesaja. Wat Jesaja gesê het in Jesaja 61, vers 10. Hy het geprofeteer, dis hoe dit gaan werk. Ek verheug my grootliks in die Here, sê Jesaja. My hele wese juig oor my God, want hy het vir my klere van verlossing aangetrek. 'n mantel van geregtigheid het hy my omgehang, asof ek 'n bruidegom is, soos 'n priester met 'n tulband, soos 'n bruid met haar versierings. So met ander woorde, hierdie geregtigheid wat jy nodig het om die bruilof by te woon, word vir jou by die deur gegee, dis 'n geskenk. Dis nie iets wat jy kan wees nie. Want ons is imperfek, ons is in liggame, ons is in lywe en ons is nie perfek nie. Maar Jesus het sonde geword sodat ek en jy geregtig voor God kan staan. Hy het sy geregtigheid vir my en vir jou geskenk toe ons vertroue in hom sit. Toe ons vertroue in sit dat Jesus se werk aan die kruis genoeg was vir my, het sy geregtigheid my deel geword. Nou kan ek in God se koninkryk ingaan. Hy het vir my die kleed gegee om hom aan te trek. Dis wat dit beteken. Paulus het dit geskryf in 2 Korintiërs 5:21. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak. Sy naam is Jesus Christus, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. En hierdie ou is by die deur in en gedink, nee, ek het nie 'n saak met God se heiligheid en die feit dat ek kan deel wees van sy koninkryk nie, my lewe is vir my belangriker.
Ek is net hier vir die kos. Ek is net hier vir die sukses, en die werk, en die inkomste, en die geluk en die vrede. Dis hoekom ek hier is. Hy vra hom, vriend, hoe het jy ingekom sonder 'n bruilofsdier? Maar die man het geswyg. Wie is hierdie mense? Hierdie is daai mense wat jy in Matteus 7 kry. Hulle sal hierso op 'n kerk in 'n Sondag sit, hulle sal in geestelike aktiwiteite deelneem, en eendag as die Here kom, Matteus 7 het Jesus gesê, dan staan almal voor hom, en sê hy, julle is oorgegee aan God se wraak, en julle sal vandag nog saam met my in God se koninkryk wees. Dan steek hy ou sy hand op en sê, Here, maar ons het duiwels in die naam uitgedryf. Ons het siekes gesond gemaak, en sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Jy het nie belang gestel in my nie. Gaan weg van my af, ek ken jou nie. Hoe het jy hier ingekom? Sonder 'n bruilofskleed, want dis 'n vereiste. Die man het geswyg, want my verskonings voor God beteken dra nie gewig nie, beteken niks nie. Weet jy, ons gaan almal voor God eendag staan. En as jy in jou wildste drome die gedagte al vermaak het, dat jou intelligensie of jou redeneringsvermoë oortuigend genoeg is om God te oortuig, sit jy die pot mis. Hy weet alles, voor jy dit weet. Jy gaan niks kan sê nie. So dis beter om nou al eerlik met jouself te wees. Want jy kan jouself mislei. Ons almal doen, sonder dat ons probeer. Dis hoekom ons die geregtigheid nodig het van Jesus. Ons kry dit nie reg nie. Ons kan nie bekostig nie. Ek moet my lewe met hierdie spieël vergelyk en sê, Here, maak my vry, help my, maak my heilig. Leer my hoe dit werk. Hy het geswyg. Toe sê die koning vir die dienaars, bind sy voete en sy hande vas. Hoekom? Dat hy nie kan terugkom nie. En gooi hom uit in die duisternis daar buite. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Dis die ewige verderf, dis waar God se wraak ewig sal uitgegiet word. Ons noem dit die hel, Gehenna, noem dit wat jy wil. En daar's baie mense wat dink, mense gaan hel toe gaan eendag, en dan gaan hulle spyt wees, want hulle het nie geluister toe hulle moes nie. En dis, maar wat ons baie keer mis is, daar's mense wat soontoe gaan en nie gaan spyt wees nie. Dis die ouens wat gaan kners. Hoe kan God dit aan my gedoen het? Wie dink hy is hy? Jy sal mense kry wat ween nie, sal mense kry wat kners. En dan dink ek, jy sal tye en seisoene beleef waar jy huil en waar jy kners. Want dit is wat vir jou oorbly. As God jou genooi het en jy het gesê nee. En dan eindig hy met hierdie skrif. Baie is immers geroep, maar min is uitgekies. Wie is almal geroep? Wel, in hierdie storie almal. Hy het almal gevra om te kom. En hy wil graag. Almal red. Maar die eenvoudige waarheid is, almal word nie gered op die eind van die dag nie. Almal hoor nie, almal luister nie. Baie mense is geroep, maar min is uitgekies. Nou wie is hierdie uitgekiestes? Wie is hierdie mense wat toe nou op die eind van die dag waardig was? Is die gebrekkige mense. Is die mense wat gesê het, ek kan nie, ek gaan nie, en ek sal nie vir myself leef nie. Ek is afhanklik. Ek het God nodig. En is baie maklik om te sê met my mond, ek het God nodig, maar te leef soos jy wil. As jy met jouself eerlik is, dan doen jy eintlik wat jy wil, wanneer jy wil, soos jy wil. En hoe baie luister ek na wat hy sê, en hoe baie doen ek wat hy sê, en hoe baie herhaal ek wat hy sê. Regtig, in my elke dag lewe. Hoeveel keer bied ek verskonings aan? Jy weet wat doen verskonings aan mense, né? Dis wat dit aan ons aan mekaar doen, nie eers aan God nie. As jy iemand is wat die heeltyd verskonings maak, iemand wat die heeltyd sê nee, veral vir goed soos wanneer jy 'n uitnodiging het om deel te wees van waarmee God in die wêreld besig is. Veral dan, as jy verskonings maak, dan ruil jy
'n tydelike plesier vir tydelike swaar kry. En dan groei jy nie. Want swaar kry is hoe ons groei en leer. Dan groei jy nie. En dan kry jy jouself op hierdie plek waar jy gemaklik is. En jy is so gemaklik dat jy stagneer. Dan begin jy dink, ek mis mense wat ek nie ken nie. Ek's lus fiets en ek weet nie wat nie. My lewe is nie opwindend genoeg nie. Dis wat verskonings aan jou doen. En jy kom dit eers agter nie. Maar jy kies die hele tyd gemaak. As jy konstant verskonings maak, is die vertroue in jou verhoudings nie baie sterk nie. Want jy is konstant besig om vir mense te sê, ek is eintlik onbetroubaar. Al het jy gesê jy gaan iets doen, al is jy betroubaar in die wêreld waarin jy beweeg, in jou huwelik met jou kinders en by jou werk. As jy konstant by die ander plekke verskonings maak, veral as jy gesê het, ek gaan iets doen. As jy konstant verskonings maak, bewys jy jouself as 'n onbetroubare mens aan die wêreld om jou. En as jy nog 'n belofte ook gemaak het en nie daarbey gehou het nie, en dan 'n verskoning maak, dan het jy nog gemislei ook. Verskonings maak ons krities. Ons raak negatief, dis soos wat die Fariseërs was. Hulle het 'n verskoning gesoek om Jesus aan 'n kruis vas te geslaan het. Hulle het nie 'n goeie woord van hom gehad nie. As jy 'n uitnodiging kry van 'n plek waar jy nie wil wees nie, soos by Jesus, dan begin jy dit kritiseer. Soos daar sit net 'n klomp skynheilige mense daar. Sorry, ek hamer daai spyker, is net omdat ek nie aan ander voorbeelde kan dink nie, nê. Die kerk soek net my geld. Hou dit asseblief. Dis wat gebeur. En sonder dat ons agterkom, leef ons hier. En ons lekker all merry-go-round op pad hemel toe. Soos die ouens wat Jesus aan die kruis vasgeslaan het, al die pad op pad hemel toe. Wat leer ons by Jesus? Hy soek die mens, Lukas 19 vers 10, die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is, te soek en te verlos. En niemand anders nie. En nie almal voel hulle is verlore nie. Nie almal voel hulle is gebrekkig nie. Net die wat verlore is, sal uiteindelik deel wees van sy koninkryk. Hy soek dit. Hy wil verlos. Dis wie God is, want hy is 'n verlosser. En hy nooi om deel te wees. Hy is genadig. Hy gaan meer as een keer kom. Hy gaan jou nooi. Hy gaan vir jou sê, kom, wees deel van my koninkryk. Nommer 3, sy genade eindig. Sy genade eindig. Is nie vir altyd beskikbaar nie. Wanneer gaan jy reageer? Hy maak die mens deel van sy plan. Hierdie is net iets wat vir my na in die hart lê, seker omdat ek doen wat ek doen vir 'n lewe. Maar dit is vir my skrikwekkend hoe goed ons werk ken en hoe goed ons weet om ons werk elke dag te doen. Hoe goed ons leer om ons kinders te hanteer of 'n goeie man of 'n goeie vrou vir my in my huwelik te wees. Maar hoe min ons regtig die vermoë het om vir 'n volgende ou te vertel van Jesus. Ek doen nie die moeite om 'n paar ure op my boude te sit en te leer nie. Ek gaan 7 jaar swat om 'n doktersgraad te kry, om te kan doen wat ek doen, maar ek gaan nie 'n week, 'n ure dag op my boude sit en leer hoe werk die evangelie sodat ek die evangelie met mense kan deel nie. En hy nooi jou om deel te wees hiervan. Hy wil hê, hy stuur jou om dit te doen as jy 'n kind van hom is. Hy maak die mens deel van sy plan. Gebrekkiges word waardig gemaak. En dis al wie waardig gemaak word. En sien jy jouself daar? Of voel jy jy is beter as 'n klomp mense om jou? As ek daar's iets wat in my gebeur het in my tyd, soos ek die proses van heilig maak en beleef het saam met die Here, is my counseling sessions, wanneer ek wel counseling sessions het verander. As 'n ou na my toe kom en hy kom met my praat, dan voel hulle, veral as die wiele af is, en goed, dan voel hulle altyd, ek weet nie hoe gaan ek hierdie sê nie, ek voel ongemaklik. Die vrees van ek gaan gejudge word is altyd daar. En ek moet altyd begin deur te sê, hier is geen veroordeling hier nie, en wat jy hier sê, bly hier. Want dit is een van ons groot vrese. En as ek luister na die storie, is daar net een ding wat binne my gebeur. Ek raak bewus van hoe stikkend die wêreld is.
En dat ons almal genade nodig het. En dat dit hierdie stikkindheid vereis om tot redding te kom. En ongelukkig vir baie mense moet die wêreld hulle eers heeltemal vernietig voor hulle sal besluit om na die Here toe te draai. Gebrekkiges word waardig gemaak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof en ons prys U. Dankie dat U ons uitnooi na U bruilofsfees toe, na U koninkryk toe. Here, ons is soveel salig onbewus van ons hoogmoed en ons selfvoldaanheid en hoe briljant ons is of hoe oulik ons onsself vergelyk met die res van die wêreld en hoe great ons is. Vergewe ons vir dit, Here. Kom deur die Gees en kom leer ons. Kom oortuig ons van ons gebrek. Here, mag ons draai na U toe, mag ons deel wees van die koninkryk. Mag ons sê wat U sê en mag ons doen wat U wil hê ons moet doen. Mag ons nie mis waarmee U besig is op die aarde nie. Mag ons gaan as U ons stuur. Mag ons reageer op wat ons ervaar ons moet doen in die koninkryk. Ons loof en ons prys U dat U getrou is en genadig is en geduldig is met ons. Dat U altyd weer en weer en weer probeer. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen. Dag